Goeiedag liefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die boek Romeine en ons is nog steeds besig daar by die eerste vers. Ek het laas keer met u gepraat oor hierdie woorde afgesonder tot die evangelie. Vandag wil ek met u praat net oor twee woordjies wat ook van kardinale belang is. Afgesonder tot die evangelie van God. Wanneer ek en u praat oor die evangelie, dan is ons so geneig om dit net te koppel aan die Nuwe Testament, die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dan ook die boodskap oor Jesus Christus. Maar as ons praat oor die evangelie van God, dan begin hierdie evangelieverkondiging reeds in die Oude Testament. Daar in Genesis 3, die oomblik toe die mens sondig, het God 'n uitspraak gemaak, die saad van die vrou sal jou die kop vermorsel. En hierdie saad van die vrou waarna hy gewys het, is Jesus Christus wat sou kom, wat aan die kruis van Golgotha sou kom sterwe. Daarom het saligheid in die hart van God begin, van die vorige, van die ewige, van die voortyd af, het God in gedagte gehad dat die evangelie, die reddende genade van Jesus Christus, uiteindelik aan die mens bekend sal word, en dat die mens deur Jesus Christus in die koninkryk van God ingeneem sal word. Ons weet dat die evangelie is al drie van die godheid betrokke. Die Vader het gegee, die Seun het vir ons die offer gebring, en die Heilige Gees verklaar hierdie offer aan ons, en maak vir ons die boodskap duidelik. Daarom is die drie-enige God betrokke by die redding van die mens. En wanneer ek oor hierdie dinge praat, is dit vir my kosbaar, as u die evangelie gaan lees, juis in die Ou Testament, en u kan gerus Jesaja 53 weer gaan lees. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. U kan ook Psalm 22 lees waar u 'n letterlike verduideliking en die taal van die kruis van Golgotha hoor. Waar u hoor dat het die lot oor my gewaad gewerp. Hulle het my hande my voete deurgrawe, en lees Psalm 22 en hoor die taal wat die Here Jesus Christus dan aan die kruis van Golgotha ook geuiter het. Wanneer ons praat oor saligheid, dan kan ons maar let op wat sê Paulus aan die Efesiërs. Julle wat dood was deur die misdade in die Vader, in die sondes, het hy lewend gemaak in Christus Jesus. Hier praat hy van God, het hy lewend gemaak in Christus Jesus. Hoor, wat was ek en jy? Ons was dood in die misdade en die sondes. Vers 4 sê ons was van nature kinders van die toorn van God. Vers 12 sê ons was in hierdie tyd sonder God, sonder hoop. Maar God was ryk in barmhartigheid. Het deur sy groote genade waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak in Christus Jesus. Ag, as ek Romeine lees, die 6de hoofstuk, dan lees ek hierdie woorde, wat vir my so mooi was. Maar God sy dank, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar nou van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld en die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword tot geregtigheid. Vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword, en het julle jou vrug tot heiligmaking, en uiteindelik die ewige lewe. Die evangelie is in die Ou Testament verkondig. U moet in Galasiërs bietjie mooi lees, Galasiërs 3, verse 8 en 9. Hoor net hierdie woorde. As hy sê, ek net vir die tekstie presies, die tekstie gee vers, ja, Galasiërs 3, ek het weer Galasiërs 2, ekskuus geliefde. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig,
en vooraf aan Abraham die evangelie verkondig het met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Toe God vir Abraham geroep het hy 'n gedagte gehad, dat nie net die Jode nie, ja die Jode is God se volk, dis sy uitverkore volk, maar is baie wyer as die Jode. God het vir jou en my 'n gedagte gehad, en dat hy ook saligheid na jou en na my toe gebring het. Hy het iemand gestuur om met jou te praat, en het aan jou die saligheid gegee, dat jy tot die werklike wete kan kom, en die getuienis in jou hart kan hê, dat jy kind van God is. Kolossense 1 vers 13 sê dit so mooi. Hy het ons oorgebring uit die duisternis, in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ag geliefdes, dat die evangelie moet verkondig word. Die evangelie moet bekend gemaak word. Romeine 10 sê, hoe sal mense weet, as daar nie iemand is wat preek nie? Hoe sal hulle preek as iemand hulle nie stuur nie? En dan dink ek aan die Ethiopiër, wat op die waas sit en Jesaja lees, Jesaja 53. Op daardie oomblik sê die Here vir Filippus, Filippus, haas jou na die wa en gaan hoor en gaan praat. Filippus kom daar en hy hoor, hoe lees hierdie Ethiopiër Jesaja 53? En hy vra vir hom, verstaan jy wat jy lees? Waarop hy antwoord, hoe sal ek verstaan as iemand nie aan my verklaar nie? En Filippus het die evangelie van Jesus Christus aan hom verkondig, soos dit in Jesaja 53 opgeteken is. Soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Soos die skaap van God verlate, totdat God ingryp. Deur Jesus Christus wat gekom het en saligheid aan u en my gebring het. Wanneer Paulus dan praat oor die Vader en oor God, dan wil hy ook 'n klem plaas op die Vader, en ek wil dit vandag met u deel. Ons praat so oor die Here Jesus Christus, as ons oor die evangelie praat. Ons praat oor die Heilige Gees, wat ons baie oorgesels. Maar weet jy, ek en u gee so min aandag aan die Vaderfiguur. Dat Jesus Christus gekom het, dat die Heilige Gees daarom is aan ons te verklaar, maar dat God die Vader in u en my saligheid betrokke is. Dink aan Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Toe Jesus Christus na hierdie aarde gekom het, het hy besonder in die verkondig van die evangelie die klem geplaas op die Vader. Dink aan Johannes 17, waar hy sê, die Vader het my gestuur. Ek sê niks uit myself wat die Vader nie vir my sê nie. Ek doen nie een enkele wonderwerk wat die Vader nie deur my doen nie. En hierdie Vaderfiguur wat vir u en my lief gehad het en sy vaderlike hart aan ons openbaar het, deur sy seun te gee om aan die kruis te gaan sterwe. Watter prys het hy betaal? Lees maar Jesaja 53. En dan lees jy ook Jesaja 52 vers 14. Hy het geen vorm gehad nie. So misvorm was hy, dat ons hom nie eers as 'n mens sou erken het nie. Na sy pyniging, na sy geesteling, na sy vordering. Geliefdes, God die Vader. Dis my so geweldig as die 10de vers sê, dit het God behaag om hom te verbrysel. As sy siel net 'n skuldoffer aanbied. Wat het God in sy hart gehad vir jou en my? Daarom is dit God die Vader wat uitreik na jou en my toe. Johannes 17 sê die Here Jesus, Vader, alles wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen. 'n geweldige woord. Hierdie seun van God is 'n vloek gemaak terwille van jou en my. Hy is vervloek genoem terwille van jou en my sonde wat hy moes dra. Galasiërs 4 vers 4 sê, op die regte tyd, soos deur God bepaal, het hy sy seun gestuur na hierdie aarde toe, gebore uit 'n maagd, gebore uit 'n vrou. 1 Petrus 3 vers 18 is vir my net so 'n mooi vers en ek wil hom ook graag vir u lees. Hoor hoe mooi sê 1 Petrus 3 vers 18 vir u en my.
Want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Die klem op die Vader. En ek wil hê ek en jy moet net so 'n oombliekie stil staan. En ook dink as die Here Jesus se disippeltjies vir hom vra, Here, leer ons bid. Dan leer hy hulle, Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Onse Vader. Vestig julle oë op die Vader wanneer julle bid. En bid en pleit die Vader vir genade. En aanbid die Vader vir sy godheid en sy grootheid wat hy aan julle bewys het, deur die gee van Jesus Christus aan u en my. Die evangelie van God. Alles het begin in die hart van die Vader. Die Vader het gegee. Die Vader het verlos. Die Vader bewaar. So kan ons dwars deur die skrif gaan. Die Vaderfiguur wat dikwels agterweë gelaat word. En ek kan iemand bietjie konsentreer daarop, dat ons nooit die een bo die ander verhoog nie, maar dat ons Jesus Christus sal dank vir wat hy vir ons gedoen het. Die Heilige Gees sal dank wat na ons lewe gebring het, maar die Vader sal dank wat in sy Vaderhart uitgereik het en vir u en my saligheid gebring het. Nou Paulus praat van diensknegt. En ek moet miskien terug na hierdie woord en vir u en vir my vra, is jy afgesonder tot die evangelie van Jesus Christus? En as ek praat van afgesonder, dan sê ek, of jy nou 'n sendeling is, of jy 'n onderwyser is, of watter vakgebied jy ook op hierdie aarde in mag deel, is jy afgesonder deur God om daar te wees, om die evangelie met mense te deel. Nie alleen met jou woorde nie, maar ook die wyse wat jy lewe. Geliefdes, ek en jy het 'n doel op aarde. Paulus is deur God geroep. Ek wil vir jou sê, jy is ook deur God geroep. God het jou nie net gered om jou van die hel te verlos nie. Hy het jou geroep om jou te gebruik, daar waar jy is. Daar waar God jou geplaas het. Daar waar God vir jou 'n diensplek gegee het. Om daar 'n getuie te wees deur woord en deur daad. Om nooit skuldig te wees aan die sonde van die leviet en die priester, wat 'n gewonde man langs die pad sien en hom verbyloop, as dit ware met die woorde, jammer my ou maat, maar ons het nie nou tyd nie. Of elke ou moet maar sy eie potjie grawe. Nee, maar te wees soos die Samaritaan. As ek 'n gewonde mens sien, om stil te staan en aan hom aandag te gee, hom te versorg. As ek iemand sien wat Jesus Christus nie ken nie, dat ek aan hom sal vertel van die wonderlike verlossing wat daar in Christus Jesus is. As ek iemand sien wat vasgevang is in een of ander sonde, om met hom te deel en te sê, my Here kan jou verlos. Hy kan jou verlos van drank. Hy kan jou verlos van dwelms. Hy kan jou verlos van enige sonde band wat in jou is. Jesus Christus het dit vir my gedoen. Dis al wat jy moet vertel. Vertel wat met jou gebeur het. Ek was op 'n dwaalpad. Ek het gedink dat ek reg is. Of ek was in 'n gruwelike sonde vasgevang, totdat ek Jesus Christus ontmoet het en hy het my lewe verander. Maar as jy getuig, moet jou lewe daarmee saamgetuig. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ons sing daardie ou koortjie. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Nie een dag gewy aan Jesus, niks te offer aan sy voet. Nie een siel gelei na hom toe nie. Geliefdes, kom ek en jy wees soos die apostel Paulus om te sê, diensknegt van Jesus Christus, geroep deur Jesus Christus, afgesonder vir die evangelie van God. Dit wat God in gedagte gehad het, toe hy sy seun gestuur het. Hy sê immers vir u en my, gaan die hele wêreld in. Gaan verkondig die evangelie aan almal. En leer hulle, doop hulle, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek gaan afsluit. Wanneer laas het jy met iemand gepraat
oor die evangelie van Jesus Christus? Wanneer laat jy met iemand net gepraat oor die liefde van God? Wanneer laat het jy net iets van God vir mense vertel? Die genade van God, die barmhartigheid van God, dat mense net bewus kan word, daar is 'n God wat genadig is, barmhartig is, groot van goedertierenheid en trou, en wat mense se lewens wil verander. Ons kyk na 'n wêreld wat vervalle is. Ons kyk na ons land wat vervalle is. Weet jy wat is die hoofrede? Ons was traag in die verkondiging van die evangelie. As die Here 'n hart van 'n mens in die hande kry, dan verander hy die lewe van daardie mens. As God 'n mens se lewe verander, verander sy dade. Maar omdat ons traag geword het en ons roeping verwaarloos het, neem goddeloosheid in hierdie wêreld toe. Ek en u moet weer wakker word en opstaan en die evangelie verkondig van die reddende genade van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. So volgende week na die tweede vers toe gaan, maar kom ons dank die Here, kom ons dank die Vader, kom ons loof die Vader vir die genade wat hy in ons gegee het, die evangelie van God, ons Vader. Die Here seën vir u, totdat ons volgende week weer met mekaar saamgesels. Goeiedag vir u en die Here se rykste seën.